Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend Philip Retief, hy is die uitvoerende hoof en besturende direkteur van Loeferin Wyne. Philip, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, baie dankie, lekker om te wees saam met julle. So, as jy ons kan, miskien terugvat na daai dag toe die vloed julle plaas spesifiek getref het. Wat het deur jou gedagtes gegaan toe jy nou gesien het die skade wat agtergelos is? Weet jy, ja, 12 Mei sal ons seker nooit vergeet in ons voortbestaan nie. Ek dink aanvanklik was ons kalm geweest. Ons was bewus dat daar water op pad was, so ons het so 'n bietjie voorbereidingstyd gehad. Maar ons het nie besef dat die omvang en die grootte daarvan so massief gaan wees nie. Ek dink dit was is nie skok geweest, het was amper so 'n kalm realisasie van wat die werklikheid nou gaan inhou. En ek dink eers 2-3 dae daarna, soos wat die water gesak het die realiteit ingeskop en dan jy begin besef dat wat jy antisipeer het was nie noodwendig al wat gaan uitspeel nie. En ek dink is daai nagevolge wat soort van bietjie die skok realiteit gebring het, maar ongekende groot vloed wat die vallei getref het. Dit was vir ons as Suid-Afrikaners natuurlik ongelooflik sleg om te sien wat gebeur daar met julle en saam met dit gebid vir julle, maar op daai oomblik jy sê julle tyd gehad om bietjie voor te berei. Wat 'n voorbereiding kon julle in plek sit? Weet jy, ons kon van ons voertuie skuif, vurkhuise skuif, ons kon pompe na hoër liggende areas geskuif het, ons kon ons werkers wat langs die rivier woon, ons kon hulle 'n soort van hulle huise ontruim grootendeels, ons kon hulle na veilige omgewing toe skuif. Tipies wanneer hierdie goed gebeur, dan vind dit gewoonlik in die nag plaas. Ek dink baie ironies dat dit het so 7 die aand hier by ons begin lyk na moeilikheid en toe is skielik donker en op daai stadium kon ons daarom eerste prioriteit was om almal na veiligheid te bring en dit was daarom wat ons positief kon doen in die proses. Philip, so dis 'n baie interessante ding, die bottels wat nou beskikbaar is in winkels, meestal landwyd. Hierdie bottels dra steeds die merke van die vloed. Wat beteken dit vir jou om daardie modder en die skrape nie weg te steek of van die bottels te probeer afhaal nie, maar juis dit deel van die storie te hou? Ja, die wynbedryf natuurlik en wynhandelsmerke gaan dikwels oor stories of grootendeels oor stories en dis wat mense ook probeer verkoop in die proses. Hierdie was nou nie 'n storie waarvoor jy opgeteken het nie. En ek dink aanvanklik was dit versigtig en huiwerig, maar met goeie kommunikasie, ek dink ons hele bemarkingsveld tog sedert die vloed goed posisioneer. Ons het nooit gesit en gekerm en kla nie. Ons het soort van gesê dat ons gaan opstaan, gemeenskap gaan betrek, gaan veerkragtig wees. En toe ons 6 weke later die besluit neem om hierdie vloedbottels, wat elkeen eintlik 'n unieke kunswerk is in sy eie reg, markte te stuur, was die grootste bekommernis miskien reputasieskade, want hoekom sal jy dan nou 'n produk wat vernietig is met 'n handelsmerk op die rakke sit, maar met goeie kommunikasie het ons, ek dink dit baie goed reg gekry en 'n groot inkoop en positiewe inkoop vanaf die publiek ontvang. Nou, met die verkoop van hierdie vloedbeskadigde bottels, het dit daarom 'n bietjie verligting na julle toe gebring, want ek neem aan die skade is in die miljoene rande. Ja, nie elke verkope het gehelp. Natuurlik die voorraadgedeelte is daarin verseker, so daar is 'n mate van versekering wat ons nog verwag. Maar dit help natuurlik met kontantvloei, dit help met die skuif van die voorraad, want ek dink ons het van die begin af gesê ons kan onsself baie maklik snoeker. Jy is besig om al hierdie beskadigde voorraad te verpak in kratte en skielik het jy nie spasie vir enige nuwe voorraad nie. So ons moes ook 'n plan mee maak om dit te kan skuif en ek kan daarom ook positief sê dat ons gister die laaste bottel vloedwyn van die perseel af verwyder het sy na die herwinnaars toe of vir herwerking of dan verkoop na die mark. So dit was ook 'n bly dag om na 78 dae te kan sê die store is nou leeg en nou begin die geboue herstelgedeelte. So baie van die mense van die publiek wat hierdie bottels koop, wonder by hulle self, jy weet, sit ek hom op die rak en dit is soos wat jy sê 'n kunswerk wat 'n storie het om te vertel, of kan ons wel nog daai proppie knak so nou en dan vir ietsie lekker? Wat is die toestand van daai wyne? Ja, die inhoud van die wyn bekeer absoluut niks nie. Dis glad nie beskadig of compromise soos in Engels sal sê nie. Ja, ek hoop die publiek of die verbruiker het genoeg gekoop dat hy dan 'n paar kan oopmaak en geniet. Sommige het gesê hulle gaan die leerbottels op hulle drankkabinette sit en ander het gesê hulle gaan dit net uitstaal. Sommige het gesê hulle gaan baie spaarsamig daarmee werk en dit nie drink nie, miskien vir spesiale geleentheid hou. En ek dink die lekker deel van die bemarkingsveld tog hier uit is dat almal
wou deel wees van die storie en almal deel dit met hulle vriende so op sosiale media, het dit nogal gegons die afgelope klompie weke. En ja, elkeen gaan maar self daarmee handel. Ek het ook al gehoor dat sommige se hulpe het die bottels gewas en nie noodwendig die ideale antwoord daarvoor nie, want dit is dan nou 'n vuil bottel wat skoongemaak moet word. Nou, waarom het julle besluit om die beskadigde bottels dan te half brand as Bottles of Hope, eerder as om hulle eenvoudig net af te skryf? Weet jy, ons het na die kleinhandel toe gegaan en baie van ons vennote is nie geposisioneer om hierdie groot volume wyne in kratte te kan hanteer nie. En Food Lovers het ons gesels mee en hulle het soort van die Bottles of Hope gekoin, as ek dit so kan stel, en toe het ons met hulle die gesprekke gevoer en tot 'n kompromie gekom en ja, hulle vloerspasie is groot genoeg, hulle model werk baie goed. Hulle kon die verskillende tipe verpakkingsprodukte met verskillende streepies kode kon hulle bemark as hierdie 3 vir R100 en toe het dit net baie goed gewerk. Ja, ongelooflik goed gewerk. Dit is 'n handelsmerk met 'n reputasie, met 'n storie nou en almal wou deel wees daarvan. En natuurlik was dit 'n baie goedkoop bargain, as ek dit so kan stel, en verbruikers hou natuurlik daarvan, veral as die inhoud nog in plek is. Ja, Suid-Afrikaners is gek oor 'n bargain. Hierdie veldtog gaan tog wel meer as net die wyn, en jy het dit vroeër gesê, dit vertel 'n storie, maar wat 'n boodskap van hoop wil julle hê moet mense huis toe neem wanneer hulle julle wyne ook nou gekoop het en huis toe vat? Ja, ek dink elkeen ondersteun op sy eie manier en ons baie boodskappe gekry aanvanklik, maar natuurlik baie min mense kan help of handbysit. Hierdie is letterlik handbysit deur R100 te betaal vir 3 bottels wyn. Ek dink dit wys maar net weer eens hoe ons as boeregemeenskappe, boere in die land kan opstaan, hoe ons veerkragtig kan wees, in Engels is 'n mooi woord, resilient, en hoe ons die toekoms sien as 'n geleentheid binne hierdie drama van 'n realiteit wat jy moet aanspreek en jou besigheid beskerm, dat ons wel die geleentheid het om te kon opstaan en nog baie harde werk wat voor lê. Maar elke bottel wat gekoop word dra by daartoe dat ons wel kan kyk na die toekoms. Philip, ons is nou weer terug met jou. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend. Philip Retief, hy is die uitvoerende hoof en besturende direkteur van Loefren Wyne. Ons is terug op Grootplaas net hierna. Welkom terug op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend Philip Retief, die uitvoerende hoof en besturende direkteur van Loefren Wyne. Philip, so hoe belangrik was Food Lovers Market se ondersteuning in hierdie van Loefren se familie tydens hierdie moeilike tyd? Baie belangrik. Aanvanklik het niemand geweet hoe dit gaan uitspeel nie. Ons het 'n goeie verhouding met hulle. Hulle kom toevallig later vandag vir ons kuier. En hulle het gehelp om 'n groot gros van hierdie wyn te kon in hulle markkanale druk. Ek dink die groot risiko was vir ons dat as jy dit in die mark sou sit, watter mark ook al, en beland nou daar deur 'n herwinnaar ensovoorts, dat die wyn nie noodwendig daar sal eindig met 'n storie nie, en baie van die verbruikerspubliek wat nie die agtergrond ken of gehoor het van die vloed nie, sal dan dink, maar hoekom is daar 'n bottel van Loefren of 'n bottle for cousins met beskadigde kenmerke op, en dan jy waarskynlik 'n handelsmerk risiko. So Food Lovers is baie belangrik as 'n platform, maar ook as 'n kommunikasievernoot om hierdie storie te kon vertel en het werklik die publiek se aandag aangegryp in die proses. So vertel ons 'n bietjie net van die terugvoer wat julle sover gekry het op sosiale media en van mense wat al van hierdie bottels gekoop het. Wat was die natuurlike terugvoer wat julle gekry het oor hierdie spesiale bottels? Oorwegend positief, indien nie slegs positief nie. Ek dink die grootste negatief was iemand wat gekla het of gekerm het dat hulle 'n bietjie ver van die naaste Food Lovers is. So dis ook 'n positief natuurlik. Self stories van 'n vrou of 'n tannie wat weet het dat sy gestaan het daar en die kratte gesien het in ongeloof en eintlik het in trane uitgebars het. So dit het mense wat gehoor het hiervan, wat 'n voorgevoel gehad het van wat gebeur het, en skielik is daai tasbaar in jou mandjie en onmiddellik het jy deel gevoel daarvan en op 'n sekere manier het dit met jou gepraat en selfs in sommige gevalle sekere mense na trane toe geneem. So wat voel jy as jy sê jy het nou een van die laaste bottels van die perseel afgeskryf, maar wanneer jy een van hierdie bottels optel, wat is die gevoel wat jy het en is dit nou anders nou dat daar half iets beredder is?
Ja, ek dink ek is trots op hoe ons die proses bestuur het, as 'n bestuurspan, as 'n besigheid, werknemers, familie, ons verskaffers. En ja, aanvanklik was dit net operasioneel. Jy wil net môre is nog 'n dag, hoe gaan ons dit skoonmaak en dit vat maar 'n proses en dan iewers tree daar 'n bietjie rustigheid in en as alles droog is, dan besef jy maar hier's 'n bietjie van tevore genoemde kunswerk. Elke bottel het soort van sy unieke plakker nou op en ja, dis 'n lekker gevoel om terug te kyk want ek kan sê dat ons het dit deurstaan, ons het dit deurstaan en ja, om nou 'n bottel wyn te geniet en oop te maak wat vloedkenmerke op het is 'n baie positiewe ervaring. Ek hoop ons het genoeg daarvan gehou. Daar's nie baie oor op die perseel nie, maar elkeen van ons het dan so 'n klompie huis toe geneem. So Philip, jy het ook 'n bietjie vroeër genoem dat mense is maar altyd bang oor natuurlik die naam wat jy daar buite sit, soveel jare al gewerk het aan jou handelsmerk. 'n Mens weet nie hoe dit gaan ontvang word nie, maar dink jy 'n groot deel van die sukses van hierdie is natuurlik dat mense so goed vir Van Loveren ken en dat julle natuurlik al lank gewerk het aan 'n handelsmerk wat mense vertrou? Ja, ek dink ons het beslis 'n reputable handelswerk. Mense weet daarvan, maar mense moet ook nie arrogant wees nie. Daar's baie mense wat nie van die handelsmerk sal weet nie. So daar's verbruikers wat dalk die eerste keer met die handelsmerk in kontak sou kom en dis ook 'n positief. Ek dink wat vir ons die gewys het was, mense kan baie vra oor sosiale media, bemarking op sosiale media, oorspandeer ons mors ons dalk geld met bemarking. Maar hier was nou 'n baie goeie voorbeeld van as jy sosiale media reg aanwend, dan kan jy praat met amper elke verbruiker en jy kon die storie dra saam met die bottel, saam met die fout daarop en saam met 'n nuwe karaktereienskap en dit definitief die integriteit van die handelsmerk beskerm en ja, dit het definitief soos ek reeds gesê die verbruiker die rustigheid gegee. So Philip, die opbrengs van hierdie veldtog help natuurlik met die herstel van die plaas, maar hoe baie werk is daar nog voordat julle op 'n plek gaan kom waar julle voel julle het nou 100% herstel? 100% herstel. Ek skat waarskynlik so 2 jaar, miskien 3 jaar. As ek begin op die einde, die plaas het ook baie skade en dit gaan 'n rukkie vat om dit te herstel. Ek dink ons moet oorversigtig wees om nie net hals oor kop in te gaan en te wil regmaak nie, want jy moet eerstens jou kontantvloei bestuur en die investering op die plaas is meer langtermyn. So dit sal so 2 tot 3 jaar neem. Hopelik sal die wynkelder ten volle operasioneel wees voor die lente. Veral die verkoelingsgedeelte wat belangrik is, as dit warmer begin raak, moet jy seker maak dat jou tanke koud kan bly. So die verkoeling is nog nie reg gemaak nie. Daar's nog heelwat pompe, filters, masjinerie wat ook herstel moet word. Die gebou is ons besig mee, hier en daar strukturele skade en ons is nog besig met ingenieurs oor wat ons kan doen om dit meer te beveilig vir die toekoms. So ja, verkoeling September, geboue einde van die jaar en die plaasgedeelte waarskynlik so 2-3 jaar. Nou net vinnig om af te sluit, as iemand vandag 'n bottle of hope koop by hulle naaste food lovers, wat wil jy hê of met watse idee wil jy die mense los? Ja, ek dink die woord is al gebruik, veerkragtigheid. Ek dink ons kyk terug op 'n oomblik in tyd, 'n harde klap wat ons gekry het van Loveren in die besigheid, wat definitief die besigheid so 'n bietjie vir 2026 laat wankel het. Maar ons gaan opstaan en ek dink dit gaan oor die toekoms en hoe gaan die Van Loveren handelsmerk hierdie platform 'n geleentheid gebruik om nog beter wyne te maak, nog meer kompeterend te wees en vir die verbruiker daar buite 'n lieflike produk van wyn op sy tafel te kan sit. Philip, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit opreg. Dis Philip Retief, hy uitvoerende hoof en besturende direkteur van Loveren Wyne. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môre.